Goeiemôre, liewe gemeente. Baie welkom ook vanoggend hier in die huis van die Here. Dit is vir my regtig lekker om vandag weer by u te kan wees. En ek is self ook, ek en Lottie is jammer dat dit die laaste keer kan wees, maar dit is omdat ons dan nou ook verhuis eersdaags na die Suid-Kaap. Maar dit was vir ons elke keer baie lekker om hier by u te kon wees en ook sommer die gemeenskap van die gelowiges hier te beleef. Liewe gemeente, in die psalmdigter sê in Psalm 84 vers 3 sê hy, my hele wese verlang, ja smag na die voorhoewe van die Here. My hart en liggaam roep uit na die lewende God. Ons sien hier dat hierdie psalmdigter sy versigtiging om meer van God te beleef uitspreek. En ek dink dit is tog ook my en u wens, ook waarom u vanoggend hier is in die kerk, om sommer net weer iets van die Here te beleef, van die gemeenskap van die gelowiges te beleef. En my bede is ook dat ons dit inderdaad ook, dat dit ook sal gebeur in hierdie diens. Gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Ons gaan nou 'n loflied saam sing, en dit is Juig almal tot Gods eer. Dit is Psalm 100, Juig almal tot Gods eer. Kom ons staan. Gemeente, dit is goed om sommer net ook so in die begin van 'n diens weer na jou eie lewe te kyk en na te dink ook oor jou eie lewe. Jou eie lewe ook te meet aan die woord van die Here. Des te meer omdat ons juis ook vanoggend saam nagmaal gaan gebruik. En om daardie rede het ek net so 2 versies wat ek vir u wil lees, en dit was in Johannes 13 vers 34 en 35. Nou die eerste versie sê, ek gee aan julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Net soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Het u al gedink oor hierdie woorde waar Jesus sê hy gee aan ons 'n nuwe gebod? Hoekom noem hy dit 'n nuwe gebod? Want as ek my Ou Testament oopmaak by Levitikus 19 vers 18, dan staan daar presies die woorde, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dit is die woorde wat daar staan. Nou kom Jesus en hy sê ook dat ons mekaar moet lief hê, en dan noem hy dit 'n nuwe gebod. Wat is so nuut aan Jesus se gebod? Ek dink dit is die motivering vir daardie liefdesgebod, want daar staan, soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Nee, dit is die verskil. Dit is dit wat bykom, dit is wat hierdie
hierdie liefdesgebod so nuut maak, is dat ons Jesus nou as voorbeeld het. En ons wat hier 2000 jaar na die tyd leef, na Jesus opoffering en sy kruisiging, ons kan sien tot watter mate hy ons liefgehad het. En hy sê, dit is die voorbeeld wat ek vir julle stel. So moet julle ook mekaar lief hê. En dan sê hy ook, dit is so almal sal weet dat julle my disippels is, as julle liefde teenoor mekaar het. Gemeente, ek is oortuig dat u ook, soos ek, maar weet dat ons nie altyd aan hierdie gebod voldoen nie. So kom ons sê dit ook vir die Here en sê ook vir die Here dankie dat hy vir ons by Golgotha die straf gedra het en dat ons om daardie rede weer ons verhouding met God herstel kan wees. So ons sing lied 238 verse 1 en 4. God enkel lig voor u gesig. In 1 Korintiërs 1 vers 8 tot 9 lees ons, dit is die Here Jesus Christus, wat julle ook einduit sal laat vasstaan, sodat daar, en hier is die mooi sinnetjie wat ek wil hê, met mooi luister, sodat daar geen aanklag teen julle sal wees op die dag dat ons Here Jesus Christus kom nie. God is getrou, hy wat julle geroep het om verenig te lewe met sy Seun, Christus Jesus onze Here, nee. Daar kan geen aanklag teen ons wees nie, ondanks dit wat ons verkeerd gedoen het, omdat Jesus ons vergewe het, as ons beroep op sy seisoensverdienste. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, u is vir ons die begin en die einde van alles. Geen mens kan ons diep verlange na u vul nie. Maar ons bid, Here, dat u vanoggend ook met ons sal praat deur u woord. Ons het na u huis gekom met 'n behoefte om meer van u te leer, om u nog beter te leer ken. Vader, maak ons harte vanoggend stil en verlig ons verstand deur u Heilige Gees. Gee ons die genade om u woord met eerbied en met nederigheid te benader, sodat ons die lig kan hê om te weet hoe ons môre en oormôre moet leef. Ons vra dit alles in die naam van Jesus Christus. Amen. Liewe broer en suster, ek wil vanoggend my boodskap bring aan u uit Johannes 2, verse 1 tot 12. En ek weet dat dit 'n baie bekende verhaal is, naamlik waar Jesus water in wyn verander het, nee. Ek het ook hierdie pragtige prentjie sommer laat teken. Ek het vir die robot gevra om dit te teken vir my, van waar Jesus water in wyn verander. Dit is 'n baie bekende verhaal, maar ek wonder of ons altyd die betekenis daarvan goed snap.
Want ongelukkig as ons daaraan dink ons altyd, ja, dit is nou ons Jesus se eerste wonder, dit is wat ons daaraan dink, en dan partykeer mense vra oor, wat beteken dit dat Jesus so het hy nie ongeskik met sy ma gepraat, toe hy sommer gesê het, vrou, wat het ek met u te doen nie, jy weet, dit is, daai vertaling, dit klink partykeer so rof, en partykeer het ek al gehoor dat mense sê, hoekom het Jesus water in wyn verander? Hoekom het hy nie eerder wyn in water verander nie? En so aan en so aan. So ja, dit is die soort assosiasies wat ons met hierdie pragtige verhaal het van Jesus se eerste wonderwerk daar in Kana. En ek gaan dit nou met u saam lees, en dan wil ek hê moet ons nadink daaroor, en veral ook dan oor hoekom ek dit gekies het as 'n boodskap vir ons wat vanoggend nagmaal gaan hou. Nou kom ons begin dan en staan daar op die 3de dag was daar 'n bruilofsfees by Kana in Galilea en Jesus se moeder was ook daar. So ons lees net in die vorige gedeelte waar Jesus vir Filippus ontmoet en dan vir hom uitnooi om saam met hom te gaan, en dan gaan Filippus en hy gaan haal ook vir Nathanael, en dan kom hulle by Jesus aan, en dit is hoekom daar staan op die 3de dag. Dit beteken dit was nou 2 dae later, want in die antieke wêreld het hulle altyd inklusief getel. Die eerste dag waarop hulle dan ontmoet, en dan nog 2 dae later, so dit is dan op die 3de dag, na daardie gebeure, dit waarna dit verwys, was daar 'n bruilofsfees dan in Kana, en Jesus se moeder was ook daar gewees. Ook Jesus en sy disippels is na die bruilofsfees genooi. In die antieke wêreld, weet die stede, dorpe was maar nie altyd so groot nie, en hulle dikwels sommer die hele dorpie genooi. En so ook as hier staan Jesus en sy disippels, is dit dalk ook nog meer mense net as sy amptelike 12 disippels, want ook ander mense wat Jesus gevolg het, is ook partykeer na hulle verwys as sy disippels. En so daar was 'n hele klomp mense by hierdie bruilof, seker ook geen wonder dat die wyn opgeraak het op 'n stadium nie. Maar toe die wyn opraak, sê Jesus se moeder vir hom, hulle het nie meer wyn nie. Weet ek nou nie wie is die hulle, of dit nou die eregaste is, en of dit al die gaste is, en of dit die bruidspaar is nie, maar, en ek weet ook nie hoekom Jesus se moeder, Maria, dit haar taak is om vir Jesus te kom sê, en wat was haar posisie by die troue, dit weet ons ook nie. Maar ek weet wel, dit was 'n baie groot skande in die antieke wêreld, as die wyn opgeraak het by 'n fees, want dit was altyd die bruidegom se taak om seker te maak dat daar genoeg wyn is by die fees, nê. En ja, dit was nog vir baie jare, ek weet nie wat in ons tyd nou nog so is nie, maar ek weet selfs toe ek en my vrou getroud is 50 jaar gelede, was dit ook nog die gebruik dat ek as bruidegom moes seker maak dat daar wyn by ons onthaal is, nê, terwyl haar ouers al die ander goed betaal het en vir die bruilofsfees wat daar gewees het. Maar ja, so dit is 'n aanklag op 'n bruidegom as die wyn opraak. Maar Jesus sê vir vrou, waarom pla u my? My uur het nog nie aangebreek nie. Nou daai stukkie, waarom pla u my, dit is nou al op verskillende maniere vertaal. Die ou vertaling klink eintlik nog meer kras as hierdie vertaling. Waarom pla u my? My uur het nog nie aangebreek nie. En eintlik is dit eintlik 'n idioom in Grieks, wat ons eintlik nog sagter kan vertaal en eerder kan sê, hoekom noem u dit aan my? Hoekom betrek u my by die probleem? Ek is 'n gas hierso, né? En dit is eintlik al wat Jesus met hierdie vraag, met sy vraag bedoel. En as hy sê, my uur het nog nie aangebreek nie, is eintlik ook baie idiomaties gestel in Grieks, wat eintlik maar net beteken, ek sal nou daaraan aandag gee. Dit is in elk geval hoe sy ma dit verstaan, want sy sê dan vir die dienaars, doen wat hy ook al vir julle sê.
So baie duidelik, as Jesus vir haar sê, my uur het nog nie aangebreek nie, dan verstaan sy dit, dat Jesus eintlik sê, goed, moeder, ek sal nou aandag gee daaraan, nee. En daarom weet sy dat hy die probleem gaan aanspreek, en daarom kan sy vir die dienaars gaan sê, dat hulle moet doen, wat hy ook al dan vir hulle sê. Daar het ooreenkomstig die reinigingsgebruike van die Jode 6 klipkanne gestaan, wat elkeen tussen 2 en 3 metretes kon hou. Ja, dit is 'n snaakse woord, daai metretes, nee. Maar dit is nou maar net 'n vertaling van, hierdie is die 2020 vertaling, en hulle die inhoudsmate van die Grieks het hulle net so gehou hier, en maar dit is so tussen 80 en 120 liter. So elkeen van hierdie klipkanne kan tussen 80, kom ons maak rond dit nou maar af, op so 100 liter water kon dit dan nou gehou het, nee. En Jesus sê toe vir hulle, maak die kanne vol water, en hulle het dit toe tot bo toe vol gemaak. Het is baie belangrik dat ons hier moet lees ook, dat hulle dit tot bo toe vol gemaak het. Want weet baie ouens wat hierdie wonderwerk wil jy weet, minimaliseer of sê, ag, dit was eintlik nie 'n wonderwerk nie. Jy weet, as een keer water gegooi en toe daar later maar weer wyn bygegooi of wat ook al. Hierdie vers sê baie duidelik dat hulle het die kanne vol water gemaak en hulle dit tot bo toe vol gemaak met water. So daar is nie 'n wegkomkans hier of 'n magiese handeling dat jy iets anders hier kon byvoeg, skelm nie. So daarop sê Jesus vir hulle, skep nou daaruit en neem dit vir die hoofkelner, en hulle dit toe geneem, né? En ook as jy weer na die Grieks kyk hier, dan die vorm van die Griekse werkwoord wat hier gebruik word, sê dat jy skep en skep en skep. Dit is nie asof jy net eenmaal skep, en dit is daarom nou wyn, en dan is die res nog water nie, as daar staan skep nou daarvan uit, dan beteken daar die Griekse woord, die tydvorm van daar die Griekse woord, dat dit meer kere uitgeskep is, en dit het wyn gebly. Toe die hoofkelner die water proe, wat wyn geword het, het hy nie geweet waar dit vandaan kom nie, hoewel die dienaars wat die water uitgeskep het, geweet het, en toe roep hy die bruidegom, en hy sê vir hom, 'n mens sit eers die goeie wyn voor, en eers wanneer hulle begin dronk word, die van swakker gehalte, maar jy het die goeie wyn tot nou toe teruggehou. So, hy sê vir hom, want kyk, as die ouens nou meer dronk is, dan kan hulle nie agterkom, hulle drink swakker wyn nie, of slegter wyn nie. Sê, maar hoe is dit nou? Jy weet, jy het nou hier op die einde, is daar nie wyn nie, en jy kom en maak wyn, en dit is wonderlike wyn, nee, die beste, die heel beste wyn. En dit het Jesus by Kana in Galilea gedoen, die begin van sy tekens. Hy het sy heerlikheid geopenbaar en sy disippels het in hom geglo. Nou ja, begin van sy tekens, nee, party vertaling staan, dit was die eerste van sy tekens, en daaroor is daar ook 'n debat, of dit beteken dat dit die eerste van sy tekens reg oor Galilea was, of was dit net die eerste van sy tekens binne Kana, dat dit sy eerste teken is binne Kana, maar dat hy buite Kana al ander wondertekens gedoen het, en dit is waarom Jesus se ma ook geweet het dat hy wonders doen, maar hoe ook al sy, het kan al twee interpretasies wees, maar ons lees dat hy het sy heerlikheid geopenbaar en sy disippels het in hom geglo. Eintlik hier sy godheid openbaar, so daar was nie twyfel oor wie hy was nie. Hy het eintlik sy ware identiteit hier aan die mense getoon. Hierna het hy sy moeder, sy broers en sy disippels het na Kapernaum afgegaan, maar nie baie lank daar gebly nie. Nou ja, dit is die verhaal. Liewe gemeente, hierdie verhaal is baie vreemd, nee. Baie vreemde verhaal, in 'n klomp opsigte. Kom ek haal van die vreemde eienskappe van hierdie verhaal vir u bietjie uit. In die eerste plek, by 'n bruilof, gaan dit ons gewoonlik oor 'n bruid, né? Dit is eintlik sy wat die middelpunt is van die verhaal,
En want almal wil kyk hoe mooi sy is, hoe pragtig sy is, en ja, so sy is die middelpunt van alles wat daar by die bruilof gebeur. En hier lees ons 'n verhaal van 'n bruilof sonder 'n bruid. Ons weet nie wie is die bruid nie. Daar word niks van die bruid gesê nie. Trouwens, ons weet eintlik ook nie wie die bruidegom nie. Daar word bitter min van die bruidegom ook gesê. So ons het hier 'n bruilof en die belangrikste persone, karakters by hierdie bruilof, naamlik 'n bruid en bruidegom, ons weet niks van hulle nie. Eintlik ook Maria word eintlik nie spesifiek genoem nie. Daar word net verwys na Jesus se moeder. So sy is in 'n sekere sin ook anoniem. Verder, as ons nou van Maria lees, sou 'n mens tog verwag dat ons ook van Josef sou lees, haar man Josef, maar ook van hom lees ons niks in hierdie verhaal nie. So hierdie bruilofverhaal is eintlik 'n snaakse bruilofverhaal, want ons lees niks van die bruidegom nie, niks van die bruid nie, en of min van die bruidegom, en ja, dit is net asof alles onduidelik is, nee. Maar dit is omdat Jezus is die hoofkarakter binne in hierdie verhaal. Jesus, alles draai rondom hom. En soos ons gesien het in vers 11 ook, dat hy sy heerlikheid geopenbaar by hierdie bruilof. En sy disippels het in hom geglo. Jesus se identiteit het na vore gekom in hierdie verhaal. Ons kon hom beter leer ken vir Jesus in hierdie verhaal. Interessant dat Johannes hierdie wonderwerk vir ons opteken. En Johannes, wat hy maak, hy het 'n hele paar wonderwerke waarvan hy ons vertel, en in elkeen van die wonderwerke koppel hy dit ook met 'n ander geestelike betekenis. As hy vertel van Jesus wat brood vermeerder, en dan vertel hy ook vir ons dat Jesus is die brood van die lewe. En dit is ook wat hier gebeur, want hier word Jesus eintlik vir ons geskets as die bruidegom. Want wie se taak was dit? Om wyn te verskaf by 'n huwelik? Dit was die bruidegom. En hier word Jesus geskets as die bruidegom, want ons is mos die bruid, nee? Die kerk, die gelowiges, is Jesus se bruid. En ons lees baie keer in die Bybel waar daar huwelik die beeld van 'n huwelik gebruik word, juis as verwysing na die koninkryk van God. Dink maar Matteus 22, dat die gelykenis van die koning wat vir sy seun 'n bruilofsfees voorberei, en die genooides wat dan nie kom nie. Dis een plek. Matteus 25 ook, lees ons van die 5 wyse en 5 dwaase meisies, wat daar wag op die bruidegom. Dit gaan ook oor huweliksfees. En in Lukas 12 vers 35 lees ons ook van 'n waaksame slaaf wat wag vir sy eienaar tot hy van die bruilof af terugkom. So ja, Johannes vertel vir ons eintlik met hierdie wonderverhaal dat Jesus het as bruidegom na die aarde toe gekom. Jesus het as bruidegom gekom. Die koninkryk van God word dikwels as 'n bruilofsfees voorgestel, en as ons net nog gaan kyk na die betekenis van die nagmaal, dan staan daar ook dat die nagmaal is nie net 'n terugkyk na dit wat verby is, Jesus se kruisiging en sterwe nie, maar dis ook 'n uitsien na die toekoms, wanneer Jesus weer gaan kom as bruidegom, en ek en jy gaan aansit in die hemelse bruilofsaal as deelneem aan die hemelse bruilof, nee. So sluit dit eintlik ook by die nagmaal aan. Verder is hierdie wonderverhaal wat ons hier het in Johannes, vertel vir ons ook iets anders. Daardie leë kanne wat daar gestaan het, die leë kanne wat Jesus gesê het, wat nou met water gevul moet word tot bo, dit word eintlik simbool van die leegheid van die Joodse wet. En jy moet weet, daai kanne wat daar gestaan het,
was bedoel vir Joodse reinigingsgebruike, nê. So hulle moes voor die tyd, moes hulle hande bietjie gewas het, nie omdat hulle hande vuil is nie, dis net simbolies, reinigingsgebruike. En nou, wat maak Jesus? Hy vat daai wyn, die water, en jy maak dit wyn. Nou kan hulle dit nie meer gebruik nie. Eintlik word daai kanne nou nutteloos gemaak. Dit word nutteloos, want nou is daar nie water in nie, maar daar's wyn in die kanne, en nou kan hulle dit nie meer vir reinigingsgebruike gebruik nie. En dit is hoe Jesus ook vir ons wys, dat hy die nuwe wyn wat Jesus vir ons gee, versus die ou wyn van die Judaïsme. Jesus verander die water van Judaïsme tot die wyn van Christendom. Ons het nie meer die ou Joodse wette nodig nie. Ons hoef nie die ou Joodse wette meer na te kom nie, want Jesus het in die plek daarvan gekom. Hy het vir ons gesterf. En dit ook wat ons by die nagmaal gaan vier vandag, is die feit dat Jesus vir my en jou sonde gesterf het. Ons hoef nie meer 'n lammetjie te gaan offer nie. Ons hoef nie meer 'n dier te gaan offer by 'n tempel nie, omdat Jesus vir ons gesterf het. En Jesus het die wette vervul vir ons, nê? En nou in ons plek het hy vir ons gesterf. En daarom is die Ou Testamentiese wette nutteloos, onbruikbaar geword. Simbolies wat met daardie water in die kruike gebeur het. Dit het nutteloos geword, want dit is nou verander in wyn. Verder moet julle ook oplet, dat hierdie kanne tot oorlopends toe vol is, omdat Jesus se genade is altyd oorvloedig. Dit is ook hoekom ek die tema van vandag se boodskap gemaak het, oorvloedige genade, nê. En die oorvloed van wyn, was 'n simbool wat ons kry uit die Ou Testament ook, van oorvloed van God se goedheid en sy genade. Kom, ek lees sommer net een gedeelte uit die Ou Testament, Amos 9, vers 13 en 14, waar ons sien dat die oorvloed van wyn 'n Ou Testamentiese beeld is, vir dit is wanneer die Messias gaan kom. Daar kom 'n tyd, sê die Here, dat daar direk na die oes geploeg sal word, dat daar direk na die saaityd gepars sal word. Die berge sal van druiwesap drup, al die heuwel sal deurnat wees. Ek sal die lot van my volk Israel verander. Hulle sal die verlate stede herbou. Hulle sal die wingerde plant en die wyn daarvan drink. Hulle sal tuin aanlê en die vrugte daarvan eet. Oorvloed van wyn wat simbool is van die vreugdevolle tyd wanneer die messiaanse tyd aanbreek. Wonderlik ook wanneer ons lees hier dat die seremoniesmeester sê, maar hierdie wyn, dit is die heel beste wyn. Ek is natuurlik nie verbaas nie, want dit wat Jesus gee, is altyd die beste. So ons leer ook weer hier in hierdie verhaal, nog weer iets van Jesus, dat dit wat hy gee, hy oorvloedig gee. Daar die kanne is oorlopends toe vol water, vol wyn dan, en dat Jesus wat hy gee, die heel beste is. Daarom dat die seremoniemeester nie kon glo dat dit die beste opgewag het tot op die einde nie. En so word hierdie verhaal ook vir ons 'n bewys van Jesus se goddelike autoriteit. Ons het gesien dat daar staan ook dat sy disippels het in hom begin glo, omdat hy sy heerlikheid daarmee ook geopenbaar het. So is 'n ongelooflike gebeure wat hier plaasvind dit, mense. Ons moet dit nie miskyk nie. Dis nie sommer maar net 'n verhaal van Jesus dat water na wyn verander het. En ja, ons dan maak baie keer grappies oor water wat wyn word en so aan, of wyn wat water word. Maar dit is eintlik 'n baie diep verhaal wat vir ons vertel dat Jesus is die bruidegom. Dis wat Johannes vir ons sê, hy is die bruidegom. Hy is ook die bruidegom wat weer kom en vir sy bruid wat die kerk van Christus is. En hy is die een wat sy genade oorvloediglik gee.
en wat die Ou Testamentiese wette oorbodig maak en wat vir ons